Good morning, good morning. Morning. ¿Va a quedar 3 días en Santiago? 3 días y entonces yo voy a trabajar un poco en este. My eerste Santiago Tert, 4 uur trip. Goeiemôre, dit is dag 11, dit is Sondag. Dit is net so voor 8. Die son is oor 0:30 uit. Ek wag net vir die son om so klein bietjie sy kop te lig voordat ek in die pad gaan val. Hierso in hierdie herberg sê hulle vir jou, jy moet 7 uur opstaan en teen 7:30 is ontbyt. En dan moet jy in die pad val. Jy kan nie rondsit nie, want hulle moet begin skoonmaak vir die volgende groep wat inkom. Vandag die tweede helfte van gister se skof, 15 km tot in Lugo, waar hulle sê daar reeds 30,000 besoekers is vir hulle jaarlikse fees van een of ander beskermheilige. Ek sien baie uit na die rusdag, maar dit gaan nog goed met die lyf. Terwyl ek my goedjies kry en my rekening betaal hierso, sê ek vamos, hier kom die kenwysie. Vandag se ouer warehouse minuut kom ook lekker vroeg, want dit is iets wat ek vroeg in die dag gebruik. 'n Liggie. Hierdie tyd van die jaar gaan jy baie beslis 'n liggie nodig hê. Want niemand kan tot 20 voor 9 rondsit in 'n hotel en wag vir 'n staptog om te begin nie. So ouer warehouse het 'n lekker bekostigbare opsie wat jy ook agterna by die braaivleisvuur na die bokke se goeie oorwinning kan gebruik. In vandag se ouer warehouse minuut, het jy 'n liggie nodig om in die oggend mee te stap? Hierdie tyd van die jaar baie beslis. Kom ek gaan wys vir jou opsies. Iewers op 'n Camino koop jy vir jou 'n bakkie yoghurt of iets waarvoor jy 'n eeding nodig het. Spork is lekker lig en goedkoop. Jy kan hom in jou sak gooi en vergeet van hom tot dit. Daai kuier gisteraand om die tafel dit is waaroor die Camino gaan. Dit was 'n ongelooflike lekker kuier. Ek kon nie alles verstaan nie, want die meeste van die mense om die tafel was Spaanssprekend en hulle het Spaans gepraat, maar weet jy, soms kan jy 'n gesprek volg, selfs al kan jy nie die taal verstaan nie. Soos byvoorbeeld aan die einde van die aand, bied die gasheer se seun vir ons van daai klein sopies aan wat die groot skop in die dop het. Myne toe nou nogal so koffielikeur. Groot fout, want dit beteken dat jy daarna nog vir ure lank keertreg op wakker sit, maar in die Brasiliaanse stapgroepie is daar 'n non. Nou, die non het ek ietsiekie gedrink, die aand sy het 'n biertjie gehad en 'n glas wyn, maar toe sy nou die laaste dop met skop van die hand gewys en toe hy ou nou vir haar vra hoekom toe, maak sy nou so 'n dansbeweging om te wys, as hy daai dop drink gaan sy op die tafel staan. Dit was so 'n besonderse aand. Ek het natuurlik so lanklaas sulke ryk vetterige vleis geëet, dat daai vleis vandag 'n klein bietjie teruggepraat het met my, maar hier is ek. Ek is okay. Opdrinkie. En dit is Isolde van Mexico wat weer opgevang het op my, wat sal het my gaan stap. Hierdie gebou is te koop julle. Kyk hierdie lekker by window, hier kan ek my boek sit en lees.
12 km tot in Lugao. So sommer terugvoering oor 2 stukkies toerusting wat ek by my het. Ek weet nie of julle opgelet het nie, maar ek het 2 verskillende hoede. Die groen breë bandhoed het ek uitgevat omdat hy by my hemp pas en ek hou van 'n lekker breë randhoed om die son uit jou nek uit te hou. Maar toe op een van my uitstappies in Elder Warehouse het ek hierdie blou hoedjie raak gesien. Hulle verkoop hom eintlik as 'n reënhoedjie, maar hy het ook 'n SP-faktor. Hy het ook 'n sonfaktor, so dit is 'n sonhoedjie en 'n reënhoedjie. En gister het hy my kop droog gehou, so ek is baie in my skik met hierdie hoed. En hy's makliker om in 'n sak in te druk as die groter een. Die ander een moet ek vir julle sê, die skoene werk fantasties, hoor. Die skoene is van leer, so hulle is lekker stewig en gister het my voete droog gebly en oornag het ek na my skoene daar neergesit by die ander pelgrim se skoene en my skoene is heeltemal droog vanoggend. Ek het wel 'n paar insoles in die skoene, laat hy vir my net daai ekstra laagie beskerming teen die losklippertjies gee. Maar hierdie skoene werk fantasties. Ek maak lekker vordering vandag. Is glad nie 'n moeilike pad nie. Ek kan nou vir julle sê, ek het nog 6.5 km oor vir die dag. So, kom ek beantwoord weer 'n vraag. Daar was 'n vraag op Netwerk 24 wat gevra het, hoe kom 'n mens op Oviedo waar mens wegspring vir hierdie Camino? Nou, vir 'n Suid-Afrikaner is dit die maklikste en die goedkoopste altyd om tot in Madrid te kom. En vanaf Madrid kan jy werklik enige plek in Spanje bereik met of 'n bus of 'n trein. Hulle het so 2 jaar gelede het hulle 'n nuwe hoëspoedlyn ingestel tussen Madrid stasie en Oviedo, so jy kan met 'n hoëspoedtrein kan jy kom tot daar. Kos €80 vir die treinrit en is ek dink 4 uur. Ek het net vreemd genoeg toe ek my vliegkaartjies gekoop het, was daar 'n spesiale afslag op vliegkaartjies na Bilbao toe. So dit was my goedkoper om Bilbao toe te vlieg as Madrid toe. En Bilbao is 3 uur per bus van Oviedo af. So ek het gevlieg Bilbao toe. En van Bilbao af het ek daai oggend vroeg mos die bus gekry want ek wou die kleed in die kathedraal gesien het met nagmaal wat ek toe nou reg gekry het. So as ek nou klaar is met hierdie Camino, het ek ook toevallig 'n laagkoste lugdiens vliegkaartjie gekry terug vanaf Santiago af Bilbao toe. Dit is 'n 2 uur vlug en dit het R1000 gekos dink ek, wat verspot is. Ek meen, wat betaal ons deesdae om Johannesburg toe te vlieg? So ek gaan terugvlieg Bilbao toe en dan het ek van daar af nog 2 dae in Bilbao om bietjie die Guggenheim Museum te gaan besoek voordat ek terugkom Suid-Afrika toe. As ek nou nog net ietsiekie kan byvoeg oor die liggie. Onthou nou, hy hoef nie vir 'n dag lank te kan brand nie, want jy gaan nie vir 'n dag lank in die donker stap nie. Jy gaan hoogstens 'n uur 'n oggend in die donker stap. So 'n liggie wat met een herlaaiing 3 uur se lig kan verskaf is oorgenoeg vir jou. Hy moet lig wees en hy moet kan herlaai. Dit is die vereistes. Nog 4.5 km oor vir die dag. Ek sou nou nie omgegee het om nog 'n bietjie te sit nie, maar ek dink nie daar is nog 'n plek om te sit voor Lugao nie. So aanstap rooi is. Ek weet nie wie vandag hierdie moet hoor nie, maar leef met respek vir ander mense. Jy weet niks van die reis waarmee hulle besig is nie. Kyk of jy nie met jou woorde en met dit wat jy doen mense kan opbou in plaas van afbreek nie.
dink nie, ek het al ooit met 'n Camino in 'n stad ingekom wat die roete so goed gemerk is soos hier in Lugao nie. En kyk watter mylpaal is hier voor my. Jy kan seker raai. Is dit net ek of het hierdie Camino verskriklik vinnig gegaan? Ek het net 100 km oor tot in Santiago. Ek kan dit nie glo nie. Ek kan dit nie glo nie. Het was 'n fantastiese reis tot dusver. Ek kan nie vir julle sê hoe lekker is hierdie Camino nie. Want ek het nou al 1000 keer in my drome gesien het. Hier is ek uiteindelik by die befaamde stadsmure van Lugao. Gaan ek daarop loop? Natuurlik gaan ek, maar eers koffie. Ander pelgrims sê altyd hulle haat stede. Hulle verkies die stiller dele van die Camino, maar ek is mal oor 'n stad. Ek is mal oor so 'n stad met so 'n ou deel binne die mure. Ek is so gelukkig. E imos continuar vendo coches, imos de repente levar o pasado anos 70. So I see loads and loads of vegan stuff. Very nice. Was 'n lekker aand. So vandag was 'n heerlike dag hier so in Lugao en môre het ek nog 'n dag, môre is 'n afdag en ek sien nogals uit daarna. Vanaand het ek lekker gaan uit eet saam met die 3 Engelse vroue wat ek al vroeër op my Camino ontmoet het. Ons het heerlik gekuier. So Lugao het sy fees gewaad aan. Hulle vier op die oomblik 'n fees van San Froilan wat hulle beskermheilige is. En gedurende hierdie fees het hulle baie tradisionele musiek en tradisionele danse en eet hulle poelpou of seekat. Nou, ons het nie vanaand poelpou geëet nie, want 2 van die 3 Engelse vroue is veganisties. Nou, ek weet eintlik nie hoe jy geëet kry op die Camino as jy veganisties is nie, maar hulle 2 sukkel baie. So, het lank gesoek na 'n restaurant waar hulle iets op 'n spyskaart het wat daar nie vleis in is nie, maar hulle sal tog ook heelryds uitkom. So môre wil ek graag die kathedraal besoek. Ek wil op die stadsmuur gaan loop. Ek moet wasgoed was. Ek moet weer data op my selfoon sit en 'n laaste paar goedjies wat ek moet regkry vir my laaste 4 skofte op hierdie Camino.
Baie dankie dat jy gekyk het. Baie dankie aan Ouder Warehouse wat hierdie video reeks moontlik gemaak het en ek sien vir julle weer môre. Dit is so 'n stad lyk, net so voor 9 op 'n maandag. Spookdorp. What's your number? Get your right number. No, you're not 5. Science 5. Ek kan nie tannies doen 'n bietjie wasgoed. You know, in the laundry. Yeah, how very Camino. Let's come down last night to get coffee. There's not much of it, really. Hadrian's no, it's amazing. It is amazing, Hadrian's Wall. But yeah, that's up and down. Like the Wall of China. Is Hadrian's? Decided to, in the middle of the night, just cut it down. Oh, I agree. Have we been up there, or is that where we're going tomorrow? No, we're already going rolling hills tomorrow, Caroline. Don't go looking. That's a good bit of Where? You like I should. Praise you like I should. I think London you would say was built around many parts. London. Ek het nou op en afgestap in die ou stad en ek het nou op en afgestap buite die ou stad. Ek kan nie een enkele kafee kry wat oop is dat ek vir my net 'n 2 liter water kan koop en môreoggend in my watersak te sit op my rug nie. Dit is vir my nogals. Ek dink selfs op Kersdag is daar meer winkels oop in Suid-Afrika as wat daar met hierdie fees is in Duco. I have no cheesy pizza in. That poor pizzeria man. Can't you have? He's in that kitchen with a wound on his head. Did you forget? The silly old bins from where are we? Dis nogal staamlik moeilik om kos in die hande te kry op 'n openbare vakansiedag in Spanje. Ons het nou die hele dorp vol geloop en op die ou en daar my eetplek oop gekry. Hier is in 2 bekende eetstrate is daar klomp kroë oop, maar hulle bedien eintlik net tapas tipe van kos.
Hulle bedien nie kos nie. Die supermarkte was heeltemal toe vandag. Al die winkels was toe die hele dag. Maar dit was 'n heerlike rustig hierso in Lugo en ek het dit baie geniet. Nou 4 groot skofte wat oor is tot in Santiago, maar ons is amper aan die einde van hierdie Camino. Lekker slaap, dankie Ouder Warehouse. Ek sien vir julle weer môre. Goeienaand.